Aba Vader, dit wat ons so pas gesing het, kom hier uit die diepte van ons hart uit, Here. En daarom juig ons oor die God van ons heil, Jesus Christus, wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons oorvloed daarvan kan hê, Here. Hoe groot is U, Here? Daar is niemand soos U nie, wil ons kom bely vanoggend, Here. U is die enigste waaragtige, lewendige God wat daar is, wat gedien kan word op hierdie aarde. Niemand kan by die Vader uitkom as ons nie deur Jesus Christus gaan nie. U is ons redder, Here. Dit is hoekom ons in hierdie oggend wil juig, Vader. U grootheid word gesien in die heelal waarin ons leef. As ons maar net ons oë ophef en ons kyk na die heelal, dan sien ons dit, Here. In die aande al daardie sterrepragt wat ons na kan kyk. En U het 'n naam gegee vir elke ster, Here. Hoe onbeskryflik groot is U nie. U die skepping en alles wat daarin is, het U gevorm, Vader, deur die spreek van woorde. Maar tog, Vader, het U 'n hart vir die mens wat U gemaak het. Vir hierdie sondaar mense wat op hierdie aarde loop. Maar dankie, Here, dat Jesus Christus gesterf het sodat ons na U toe kan kom en daardie sonde van ons dan kan bely en laat staan, Here. Ons aanbid U, Vader. U kry al die eer en die aanbidding van ons harte en Here, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart U welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. U kan die sitplekke inneem, dankie. Maklike vrae met soms moeilike antwoorde. Ons gaan aan met dit. Skriflesing bly dieselfde. Dis daar uit Matteus 7 vanaf vers 7. Die opskrifie van daardie gedeelte sê dan: julle kan seker wees van gebedsverhoring. Vir my is dit absoluut great om dit te kan lees en te weet, wanneer ek in geloof op my knieë neerval en ek roep uit na die almagtige Vader, dat hy my hoor. Dit is hoekom hierdie gedeelte sê, julle kan seker wees van gebedsverhoring. Hou aan met vrae en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan klop en God sal die deur vir julle oopmaak. Elkeen dan wat volhardend vra ontvang en wie aanhou soek kry. En hy wat aanhou klop sal God voor oopmaak. As sondige mense soos julle dan goed weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan hulle wat dit van hom vra.
tot sover toe uit die onfeilbare woord van die Here. Ons het verlede keer het ons opgehou met die vraag wat Jesus gevra het vir daardie blinde bedelaar. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Ons het dit gekry daar in Markus 10. En in desperate afhanklikheid wou hierdie bedelaar net kan sien. En ek het toe vir julle gesê dat die antwoord wat die bedelaar gegee het, ek wil net kan sien, is ons as gemeente se wense ook. En ek het dan nie genoem dat ons nie wil blind wees vir ons sonde nie. Ons wil nie blind wees vir ander se behoeftes nie. Ons wil nie blind wees vir God se voorsiening nie. Ons wil nie blind wees vir God se goedhartigheid nie. Ons wil nie blind wees vir ons intieme wandel met die Here nie. Ons wil nie blind wees vir sy beloftes nie. Die beloftes wat ons kry in die Bybel, sodat ons geestelike oë kan oopgaan en ons God se teenwoordigheid in ons lewens kan ervaar en beleef en hom dan dien met alles wat in my is en in u is. Dit is wat ons gemeente vir die Here gevra het 2 weke terug. Want ons het erken, dit gaan nie oor ons eie selfsugtige begeertes wat ek en jy het nie. Dit gaan meer oor my intieme verhouding met die Here, sodat hy meer kan word en ek minder kan word. En ons het dit vanoggend gelees. Want as ek aanhou soek na hom, en ek hou aan vra na hom, dan sal ek hom vind. Die woord sê vir ons dan Jeremia, hy sal hom deur ons laat vind. Ons moet nie moed opgee nie. Ons moet aanhou vra. Ons moet aanhou bid vir mekaar. Ons moet aanhou bid vir ons sal aan die einde van die diens sal ek afsluit en dan doen ons 'n gebed as gemeente saam vir En ek sluit niemand hier uit nie, want ek het my ou Boeta Simon het ek mee gepraat en hy het my goeie nuus gegee vanoggend. Dat die medikasie wat hy nou gebruik werk. My Boeta, ons kan dan ook en onthou dit ook in julle gebede. Noem Simon se naam en sê dankie Here vir dit wat hy vir Simon kom doen. Dis hoekom ons as gemeente by mekaar is, sodat ons mekaar kan opdra in gebed. Ons gaan aan met vraag 22 vanoggend. So daar is al 22 vrae wat ons gekyk het na in hierdie reeks wat ek met julle deel. Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Daardie vraag kry ons in Handelinge 1. Tot en met dusver al 21 vrae wat gevra was, het Jesus self gevra. Hierdie vraag, waarom staan julle so na die hemel en kyk, was nie Jesus gewees nie, dit was 2 engele gewees, wat op die Olyfberg hierdie vraag aan die disippels gevra het, pas nadat Jesus opgevaar het na die hemel. En ek kan sien, hulle staan op en kyk, want hulle het sien, daar gaan Jesus. En hulle het seker gewonder, wat is besig om te gebeur hier? En die engele het gesien, hulle kyk op. En dis hoekom die engele vra het, wat staan julle so na die hemel en kyk? Soos wat julle hom gesien opvaar het na die hemel, so sal julle hom sien, net so sal julle hom sien wanneer hy julle weer kom haal.
Niemand weet wanneer daardie dag is, wanneer Jesus weer gaan kom nie. Maar dat Jesus wel weer gaan terugkom, is waar. Hy het dit beloof. En wanneer hy iets beloof, die Here, kan hy nie teen sy eie woord gaan nie. So sal dit wees. Dit sal waar word. En in Lukas lees ons dat Jesus sy disippels uit die stad uitgelei het tot by Betanië. En die Olyfberg is baie naby aan Betanië. Daar het Jesus by hierdie Olyfberg het hy sy hande opgelê op die disippels en hy het hulle geseën. En nadat hy hulle geseën het, is hy opgeneem in die hemel. En toe ek dit lees, toe kom dit by hom op, hoekom het die engele hierdie vraag vir daai disippels gevra? En dit kom by my op. Ons kan vandag nog steeds opkyk na die hemel en ons kan nog steeds God se seën verwag. Dit hou nie op nie. Dit is nie die laaste keer gewees toe Jesus mense geseën het nie. So ek kan nog steeds opkyk en God se seëning verwag. Ek en jy kan nog steeds opkyk en weet, soos wat die engele gesê het, Jesus weer gaan kom, kan ons opkyk met die verwagting dat hy weer gaan kom, en die woord van God sê, elke knie, nie partytnie nie, elke knie sal voor hom buig. Elke oog sal hom sien en bely dat hy die Christus is. Maar ons moenie wag tot op daardie dag voordat ons seker maak en weet hy is die Christus nie. Soos ons skrifgedeelte vanoggend kan ons opkyk en ons kan hom aanbid. Ons kan opkyk na die hemel, ons kan hom loof. Ons kan sy naam prys met 'n blydskap in ons harte. Ons kan opkyk en weet dat God goed is vir ons, al gaan dit moeilik soms in ons lewens. Ons kan opkyk en weet dat God is ons middelaar. Hy sit aan die regterhand van God soos wat hy beloof het, en hy tree vir my en vir jou in. Ons kan opkyk en ons kan weet, hy het opgevaar na die hemel, maar hy het vir ons 'n helper gestuur, die Heilige Gees wat ons onderrig en wat ons lei, sodat ek en jy die wil van die Vader kan doen. Dis hoekom ons die Heilige Gees gekry het. Jesegiel 36 vers 27. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Halleluja, dis wat gebeur wanneer God se gees in my en in jou inkom. Dit is hy wat ons daarmee help. Niemand anders nie. Ek gaan faal. Ek gaan dit nie by myself kan regkry nie. Maar die Gees van God sal my help daarin. Vraag 23. Begryp en verstaan julle nog nie? Markus 8 kry ons daardie vraag. Hierdie vraag het Jesus gevra by die tweede vermeerdering van die brood. By die eerste vermeerdering was die brood en die visse, wat hy 5000 mense gevoed het. By die tweede vermeerdering van die brood was dit die 7 visse. Die woord sê nie hoeveel nie, hy sê 'n paar brode. By die tweede vermeerdering, en hy het 4000 mense gevoed.
Die mense het gesien hoe Jesus die brood vat en vermeerder. Met ander woorde, hy het dit opgebreek in stukke. Ek kan nie vir u verduidelik wat hulle gesien het nie, want ek het dit nie aanskou nie. Maar ek kan maar net indink dat hy van daai 7 brode het hy gebreek en hy het 4000 mense gevoed. Alhoewel die mense gestaan en kyk het, want hulle het gesien dit vind plaas. Hulle het hierdie wonderwerk aanskou. Kom die mense nog en hulle vra vir 'n wonderteken uit die hemel. Dit is hoekom Jesus gevra het. Begryp en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds traag van begrip? Julle het oë wat sien julle dan nie? Julle het ore wat hoor julle dan nie? Is dit nie soms wat met my en met jou gebeur nie? Jy sien, God stuur vir ons uitkoms. Ons beleef dit op daardie oomblik. Maar wanneer die volgende beproewing oor my pad kom, dan kom daar twyfel op en ek twyfel of die Here my uit hierdie penarie kan help of optel. Maar ek het gesien wat God doen. Nie net in my eie lewe nie, maar mense rondom my se lewens het ek aanskou wat God gedoen het, net soos hierdie mense die wonderwerke aanskou het, maar nog steeds gevra het vir 'n wonderwerk. Twyfel ek en jy dan ook? Jy sien, wat alhoewel die disippels gesien het hoe hy daardie brood vermeerder het en die 4000 mense het hy gevoed, het hulle nog steeds nie verstaan wat gebeur nie. Dis hoekom Jesus vra, begryp en verstaan julle nog nie? Is daar nog steeds weerstand in julle harte, sê een van die vertalings? En ek kom agter, jy sien, solank daar nog weerstand in my en in jou hart is vir die woord van God, vir hierdie onfeilbare woord, solank daar nog weerstand is vir dit, sal ons geestesoë gesluit bly. Ons sal blind bly. Solank daar nog weerstand in my en jou hart is, sal die geestelike dinge wat ons van lees in die woord van God nie werklik sin maak nie. Solank daar nog weerstand in my en in jou hart is, sal ons gees en ons gedagtes die werk van die Heilige Gees weerstaan. Dit is hoekom Jesus vir die disippels sê, julle het oë wat sien julle dan nie? Julle het oë wat julle gekry het. Julle het ore, hoor julle dan nie? Hebreërs 3 vers 15, vandag, wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard soos Israel gedoen het, toe hulle gerebelleer het nie. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Wat wil die Here vir ons as 'n gemeente kom doen? Here, wys vir my. Die Gees van God lei my daar na Esegiel toe. Esegiel 36 vers 26. Dis wat die Here vir my en vir jou wil doen. Vir elkeen van ons wat hier sit. Vir elke toehoorder wat na hierdie woord gaan luister, wanneer ons hom geplaas het op die Facebook. Hy sê, ek sal, wie's die ek? Die Here, Jesus. Ek sal vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle 'n hart van vlees gee. Ek sal my gees vir julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam sal nakom.
Jy sien, dis die begeerte wat God het. God gee vir ons die Gees. Hy haal die kliphart van ons uit. Die hart wat vasgevang is in hierdie wêreld van ons. Hy maak jou kind van God. Jy ontvang die Gees van God. En dis die Gees binne in ons wat vir ons kom. Die voorskrifte, die woord, dit wat ons hierin lees. Dat ons dit sal naleef, dat ons dit sal doen. Dat ons dit gehoorsaam sal nakom. Dis die Gees wat my en jou bystaan. So God gee die Gees sodat ons sy woord, dat ons daders kan word van die woord wat hy vir ons gee. Dis belangrik dat ons sal weet, dit wat ek vir gelees het, die nuwe hart wat hy vir ons gee, die kliphart wat hy kom uithaal. En ek sit daar en ek bid. Ek sluit my oë en ek bid vir jou, my boetie. My sussie wat hier is. En ek sê, Here, mag die Gees van God vir ons opnuut kom volmaak, sodat ons werklik kan weet dat U die Christus is. Dat U die ene is wat ons by ons hand vat en ons op hierdie pad van geregtigheid wil lei. Dat ons U sal dien met alles in ons, Here. Jy sien in 1 Korintiërs 1:18 lees ons daar, want die woord van die kruis, hoor mooi my boetie, my sussie, want die woord van die kruis is dwaasheid vir hulle wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dankie, Here. Dankie dat U ons by die naam geroep het. Jy wat vanoggend hier sit, my boeta, my sussie. Ek wat voor die Here staan. Daar is 'n doel wat God met elke een van ons het. Vraag 25. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan distels? Is in Matteus 7. Nou ek kan vir elkeen van u vra en ek weet u sal opstaan en u gaan vir my antwoord. Natuurlik weet ons jy kry nie druiwe van doringstruike of vye van distels nie. Ons weet dit. Maar hierdie vraag het my daar agter die lesenaar gedwing na selfondersoek. Ek kon nie weghardloop nie. En ek het daai stuk klaar gelees, daai hele hoofstuk. En toe besef ek, tuis, jy het die woord nou gelees, hierdie woord, dis aan die kant van die skaal, en aan hierdie kant van die skaal is ek, is u my boetie en my sussie wat hier sit. God weeg vir ons teen sy woord. En ek besef, hoe lyk my lewe? Hoe lyk jou lewe, my boetie, my sussie? Wat se vrug dra ek en jy? Jy sien, as ons weet na watter boom ons kyk, dan gaan ons weet watter vrug daardie boom gaan dra. Maar ook andersom, as ek die vrug sien, dan sal ek weet van watter boom af daardie vrug gekom het. Dis hoekom in daardie stuk Jesus vir ons waarsku. Julle moet
lig loop vir die mense wat die goeie nuus, hierdie onfeilbare woord, verdraai. Jy sien, want sulke mense kom na ons toe met allerhande mooi godsdienstige praatjies, wat ver van die waarheid af is. En die Here sê, hulle is gevaarlik, soos 'n spul wolwe. U sal onthou op daai groep van ons, 'n ruk terug, het pastoor Willie, ons het lekker gelag daaroor, want ek het die gesiggies gesien met die trane dit, en dit het my laat hierdie woord, die Gees het my gelei na hierdie woord toe. Dankie vir daai videoklip, pastoor. Want het 'n skaapie gelê, en guess what? Sjoe, ja, ek is besig om die woord te bedien, amper sê ek dit. Maar toe daar oorklim, toe het hy nie geweet, dis nie 'n skaapie wat daar lê nie. Toe die wolf daar uitgespring. Kan julle onthou, en hy's daar teen die muur weer terug. Dis wat die woord, dis wat baie mense, hulle gee nie die volle waarheid nie, en die Here waarsku ons, pas op vir sulke ouens. Maar jy weet wat, as ek nie die woord gaan lees nie, dan gaan ek nie weet dat die ou nonsens aan my verkoop nie. Want ek luister en ek aanvaar dit nie, dit wat die pastoor sê, is reg, hy is mos 'n pastoor. Boel twang, gaan toets dit wat ons sê, ons hoor dit daar aan pastoor Johan van Ek, en dit hoeveel keer vir ons gesê, gaan toets dit in die woord. Moenie net alles wat ons sê inneem nie. Wat sê die woord van God? Dis hoekom dit belangrik is, dat wanneer ek lees, dat die ou gaan kyk, lees hy die regte woorde, want hy kan dalk ander woorde insit, hoe gaan julle weet? Alle mense se lewens is soos vrugtebome. Gelowige sowel as ongelowige mense. Gelowige mense behoort goeie vrugte te dra, en ongelowige mense behoort slegte vrugte te dra. Maar wat wil die Here hê? Hy wil hê ek en jy wat hier sit volgende, so kom ons eers met goeie vrugte dra. Daar is 'n pragtige voorbeeld vir my in Psalm 1, van mense wat goeie vrugte dra en wat slegte vrugte dra, maar ek gaan nie kyk na die mens wat slegte vrugte dra volgende nie, want vir my gaan dit oor, hoe moet my lewe lyk? Dis vir my belangriker as om te kyk na wat die persoon is wat sy lewe nie reg is nie. So ons kyk net na iemand wat goeie vrugte dra, en ek het uit Psalm 1 net so 'n paar dinge gaan uithaal. En hy sê vir my, dit is mense wat nie hulle ore uitleen, die goeie vrug, die goeie mens, gaan nie net sy ore uitleen aan slegte of negatiewe of afbrekende praatjies nie. Dis wat Psalm 1 sê. Dit is mense wat die Here lief het. Dit is mense wat wegbly van die verkeerde dinge. Dit is mense wat teen sonde kies. Dit is mense wat vreugde vind in die woord van God. Dit is mense wat 'n lieflike geur en 'n blydskap uit en vriendelikheid en uitstraal, wat ander mense kan raak sien. Dis mense wat geduldig is, dis mense wat selfbeheers is. Maar is ook mense wat goedhartig is. U sit hier vanoggend. U sien, want sulke mense is soos 'n boom wat by die waterstroom geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, wie se blare nie verdroog nie,
En in alles wat so 'n persoon doen, sal hy voorspoedig in wees. Dis wat die woord van God vir ons sê. Maar wat kan ek doen om die regte vrug te dra? Want Here, ek faal soms. Ek kom nie by dit uit nie. Ek wil U vra om my by te staan. Ek wil U vra om die gemeente wat vanoggend hier sit, wat luister, om ons by te staan en te help en te guide, Here, o Gees van God. En ons kry ons antwoord in Johannes 15. Die opskrifie van Johannes 15. Julle het net nog gehoor toe ek die woord gelees het, ek sê daai opskrifie sê, daar is gebedsverhoring wanneer ons aanhou bid. Hierdie opskrif van die gedeelte in Johannes 15 sê, die voorwaarde van vrug dra. So met ander woorde, dit beteken, hy gaan nou vir my sê, wat ek moet doen, sodat ek die vrug kan dra. So ek hoef nie buite te gaan om dit te soek nie, ek kry dit in die woord van God. Johannes 15:4, hy sê, julle moet in my bly. Wie is die julle? Ons, elke kind van God wat hier sit. Hy praat met ons. Hy praat nie met die heidene nie. Hy praat met ons. Sy kinders, julle moet in my bly en ek in julle. Hy sê 'n loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook as julle nie in my bly nie. So dit is wat ek en jy moet doen. Hoe bly ek in hom? Simpel. Jy hou dit in my hand vas. Ek maak die woord oop daagliks en ek gaan deur dit. Ek lees self die woord. Ek luister nie na pastoor Thys nie. Ek lees die woord. Want wanneer ek die woord lees, nie na 'n ander pastoor luister nie, nie na 'n ander se preek luister op TikTok of waar nie, die woord van God, dan bly ek in hom. En ek sê nie julle moet wegbly van TikTok nie. Nou sê hy, daai pastoor het sê ons mag nie TikTok nie. Nee, sien wat ek sê nie. Dis ekstra wat jy boonbehalwe wat jy self doen, moet jy moet doen. Want jy moet groei. Dis baie duidelik uit hierdie teksvers wat ek weer gelees het. Dat ons nie op ons eie kan vrug dra nie. Ons moet in hom bly, in sy woord. Ons moet dit daagliks bestudeer. Dis hoekom ons woensdaande dan ook daar by mekaar kom, rondom die woord, alhoewel ons indaal. Daar's vrae wat ons het, vrae wat ons in ons koppe inkom, en daar kan ons met vrymoedigheid, die wat al ingeskakel het, sal dit hoor en sien. Jy kan vra enige vraag wat jy het. Ons sal na die beste van ons vermoëns, ek en my boeta wat hier sit, pastoor Willie, sal ons probeer om julle by te staan en die regte antwoorde te gee. As ons dit nie het nie, sal ons terugkom na julle toe. Maar julle sal die regte antwoord kry. Maar in daai selfde gedeelte in Johannes 15 is daar 'n waarskuwing. Ons kry dit in vers 6. Hy sê as ons nie in hom bly nie, word ons weggegooi en ons verdroog. Dan sê die woord duidelik, hy sê sulke lote sal opgetel en bymekaar gemaak word, daai lote wat droog geword het, opgetel en bymekaar gemaak word en in die vuur gegooi word om te verbrand. Ouch. Dis 'n ouch daai. Alhoewel dit so pragtig lyk, is daar iets wat op my wag as ek dit nie doen nie. Daar's nie 'n in-between nie.
Sê elke loot wat nie vrug dra nie, neem my weg. Dis wat die woord sê daar. Elke loot, elkeen van ons wat hier sit, wat nie vrug dra nie, neem my weg. Maar elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Dit beteken dat ek en jy gesnoei gaan word, my boetie, my sussie. Daar gaan 'n skêr ingekom en die boere weet wat daai wingerde, ek weet nie hoe dit werk nie, maar wat daai ding, hulle weet, die takkie moet ek afknip en daai takkie en daai, sodat die vrug groter en meer vol en groter trosse en goed kan wees. So kom die Here en dan kom snoei hy ons. Hier is die skêr, ek hou dit vas in my hand. Die woord van God kom snoei ons. Dit kom maak ons lewens skoon. Dit kom wys vir ons wat ons kan en nie kan nie. So ons gaan gesnoei word. Dit gaan soms seer wees. Maar daar's 'n doel agter dit. Mag die Here ons help sodat ons vrug sal dra wat hom alleen sal verheerlik. Ek sluit af met Matteus 3 vers 8. Wat sê dit daar vir ons? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dra dan vrugte wat pas as ek sê, ek is kind van God. Anders mense kyk na ons lewens. Hulle hou ons dop. Moenie gaan en vir hom 'n klip in sy hand gee en sê gooi nie. Kom ons help mekaar. In liefde. Nie een van ons wat hier sit kan sê ek is okay nie, ek is volmaak nie, want ons is nie. Maar saam kan ons die pad stap. Saam kan ons in liefde mekaar reghelp. En onthou, as jou boeta vir jou sê, dis nie reg nie, dan doen hy dit nie omdat hy wil hê jy moet voel hoe slaan daai rotang die jy nog op skool was nie, wat die Onnie gesê het, sak vir 6 nie. Jy gaan nou voel hoe slat hierdie rotang tyd sulke types omgedraai gehad. Dis nie waaroor dit gaan nie. Sy woord wil ons kon snoei sodat ons meer vrug kan dra, sodat hy verheerlik kan word. Amen. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, Here, dankie dat ons die woord van God het wat vir ons kan lei in die volle waarheid. Dat ons in daardie waarheid kan wandel, Here. Help vir ons as gemeente, Vader. Dat die Gees van God vir ons nader kom trek aan U. Maar dat die Gees van God, dit wat ons gelees het, Vader, want dis die Gees van God wat hierdie klipharde harte van ons kom uithaal en 'n hart van vleis gee, Here, sodat ons by U voorskrifte en die bepalings in die woord van God kan bly. Dis net die Gees wat ons daarmee kan help. Maar Vader, dit gaan beteken dat ek moet oorgee sodat die Gees dit aan my kan kom openbaar en dat ek gehoorsaam kan wees daarin. Here, dan wil ons vanoggend spesifiek in ons bid vir ons gemeente. U weet, hier's 'n hele paar in ons gemeente, Lenet, my ou Boeta Simon, hier's baie ander, Vader. U ken ons kwale, elkeen van ons kwale. En ons weet, Here, ons kan na U toe kom met dit. Maar ons wil tog Sue se naam noem, Vader. En as gemeente wil ons intree vir Sue, Here. Sy lê daar alleen op 'n bed en haar gedagtes hardloop. Kom gee vir haar 'n kalmte oor haar gees, Here, sodat sy kan weet dat U Jehovah Rapha is, die groot geneesheer. Dat U vir haar deur hierdie baie moeilike tyd wat sy ingaan, sal help, Vader.
Maar ons wil dan ook bid en vra dat daardie dokter wat die ortopeed, wie hy ook al is, wat die operasie gaan uitvoer, dat dit suksesvol sal wees, Here. Dat ons verbaas sal staan oor dit wat U vir haar kom doen, want op so groot ouderdom, Vader, is heupvervanging is 'n groot operasie, Here, maar ons weet waartoe U in staat is. Ek is die Here wat jou genees, lees ons daar in Eksodus. Dis die woorde wat U aan Moses gespreek het. U het nog nooit verander nie. Dis U verbondsnaam, Jehovah Rapha, die groot geneesheer. Kom tel vir haar op, Vader, kom wees met elke suster en nurse wat na Sue kyk, Here. Kom maak dit spesiaal vir haar, Vader, want dit is nie 'n lekker plek om in te wees nie, maar laat sy U hand in dit kan ervaar en sien. En Vader, waar ons as gemeente dan vanoggend gaan uitbeweeg, dankie eerstens dat U dit moontlik maak dat ons as 'n groepie mense net saam dit kan geniet op die bikes, dit wat ons so dankbaar voor is wat ons van U af ontvang het, Here. Maar kom seën vir ons, Vader, kom hou U beskermde hand. Ons bid nou vir die rit soontoe en dan ook daarna weer terug, dat U vir ons veilig sal bewaar. Here, help vir ons dat ons, en ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek wil dit sê, dat ons rondom kykend sal wees. Ja, Here, dat ons sal agterkom wat om ons aangaan terwyl ons op daardie bikes is. Hou U beskermde hand dan oor ons ook, Vader, en laat ons dit geniet. Ons vra dit in Jesus se kosbare heilige naam. Amen.